Volgende week gaan preek ek oor wat is God se wil. Daar's baie mense wat vra wat is God se wil. As jy nie weet, jy moet die volgende Sondag hier wees, dan praat ek met jou oor God se wil. En vanmôre gaan ek met jou praat oor hoe om sterk te staan in 'n wêreld wat mal raak. Steek hulle saam, die wêreld raak mal. Ja, raak mal. Ek het baie ek sê seker elke Sondag Albert, ek is bly mooi veilig gery, teddybeere uitgedeel vir die mense daar in Klerksdorp. Hy is ook nou terug, ek is bly hy is veilig terug. Ons gaan die gedeelte gaan oor gee dit vir my skrif daar in Judas 1. Judas is het net een hoofstuk in die hele Bybel. Dit is net so voor Openbaring. Jy kry ons eers Johannes 1, 2 en 3, dan kry jy Judas, en dan kry jy voor Openbaring. Ek wil met jou praat oor die gedagte wat ek vir jou gee, hoe om sterk te staan in 'n wêreld wat mal gaan. En dan volgende week, wat is God se wil? Ek dink dit is relevante goede wat daar moet preek, dat mense kan verstaan wat is God se wil. Ek wil hê ons moet lees daar vanaf vers 17 tot 23. Julle kan maar so op die PowerPoint kyk vir die wat nie hulle Bybels het nie. Maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. 18. Dit is nog nie daar. 18. Judas 1 vers 18. Moet ek dit lees? Oor daar. Hy sê dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. 19. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En as sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle, hoor die ene, moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Tot sover, tot vers 23. Ons bid gou saam. Dankie Here vir die woord wat U op my hart gelê het. En Vader, ek wil bid Here dat dit tot elkeen van ons se harte sal spreek, soos wat U ook met my hart gespreek het. En dankie Here dat ons weet dat hierdie woord gaan geseën wees. U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Amen. Ja, ek wil so begin om vir jou te verduidelik gou ietsie wat belangrik is. In Openbaring 3 word daar vertel van 'n gemeente in Laodicea wat lou geword het. Nou sê die woord van die Here vir my, hy sê dat as jy lou is, dan spieg ek jou uit my mond uit. Maar nou moet jy iets verstaan, hier word nie gepraat van mense buite die kerk nie, hier word nou gepraat van Christene, wat lou geword het. Nou wat hierdie gedeelte eintlik sê, is dat in die laaste dae, sal die liefde van die kinders van die Here verkoel onder mekaar. En dan kom hy in 'n waarskuwing. Hy praat nie met die mense buite die kerk, hulle is in elk geval koud. Hy praat van mense binne die kerk. God se oordeel begin binne die kerk, eerste. Julle het geweet. Dan begin hy dan sê, hy sê, as jy lou is, dan spieg ek jou uit my mond uit. Wat sê hy eintlik? Hy sê, as jy nie jou beste vir my gee nie, soek ek jou nie. Want hy het sy beste vir my en vir jou gegee aan die kruis. Is dit so? Amen. Ja, dis wat hy gedoen het. Dan kom die vraag wat ek vir myself vra.
Wat is 'n lou Christen? Dis 'n goeie vraag. Wat is 'n lou Christen? 'n lou Christen is 'n swak Christen. 'n Christen wat geen geloof het nie. Hulle bid maar eintlik glo hulle nie dit wat hulle bid nie. Nou luister gou mooi. If you don't have an expectation what God is going to do for you, nothing is going to happen in your life. As jy nie 'n verwagting het wat God vir jou gaan doen nie, albei gaan niks gebeur. En dis die probleem met baie kindertjies van die Jesus. Jy bid maar eintlik het jy nie geloof. Ons het geen geloof. Wat is nog hierdie Christene wat ek van praat? Hierdie swak Christene. Dis ook Christene wat kulturele Christene is. Wat is kulturele Christene? Mense wat sê hulle is kindertjies van die Jesus, maar jy sê nie in hulle lewe nie. Weet julle waarvan ek praat? Moenie julle aan opsteek, okay. Hoor gou mooi. Jy is gedoop toe jy klein was, nooit weer in die kerk gekom nie. Jy lees Bybel, jy lees nie Bybel nie. Hierdie mense bid nie vir die Here nie. Hulle trou daarom in die kerk, want net om ouma gelukkig daar. Hulle sal ouma weer sien in die kerk, maar die kus vir die volgende begrafnis. Dis mense, dit is die kulturele Christene. Dit is hoe hulle operate. Kom ek vertel jou van statistieke. Ek gaan nie vir jou so lang lys gee van statistieke nie, ek gaan net vir jou een lykie gee. Statistieke sê dat 50% van mense glo aan die Here. 34% van mense in Suid-Afrika gaan kerk toe. Dit is skerp. Ons sê ons is 'n Christenland. Kom hier kom die ergste ene. 15% van kinders het nog nooit die binnekant van 'n kerk gesien. Dis skerp. 15% en ons sê ons is 'n Christenland wat ons kinders moet grootmaak in die vrese van die Here. Nou weet, as jy jou kinders nie grootmaak in die vrese van die Here en die fondasie is jy reg nie, waar te dink jy soos land vat? Dink mooi na, waar te dink jy so pad in? Nou wil ek vir jou vra, is jy warm? Of is jy koud? Of is jy lauw? Die Bybel sê dat in die laaste dae sal die liefde verkoel onder die kindertjies van die Jesus. En ons gaan mekaar die rug steek en mekaar. Wie is die mense wat jy die seerste maak? Mense wat jy die minste van verwag. Kindertjies van die Jesus. Die Bybel sê dit is wat in die laaste dae gaan gebeur, ons sakkie. Nie miskien nie, dalk nie moontlikheid sê dit is wat gaan gebeur, dat die liefde van die Here gaan verkoel onder mekaar. Maar prys kom Pieter, ons prys die Here vir die tweede koms van Jesus Christus. Die eerste koms het Jesus wat gedoen? Hy het gesterf aan die kruis, sodat ek en jy kan lewe vir ons sondes. Maar wat gaan hy doen met die tweede koms? Die tweede koms gaan hy kom om te oordeel. My boetie, my sussie, die vraag wat ek en jy permanent vir onsself moet vra, introspeksie, is ek op die plek wat God wil hê ek moet wees? Dis 'n goeie vraag, want dit hou jou op jou tone. Is ek op die plek wat God wil hê ek moet wees? Hierdie boek wat ek nou gelees het, Judas, dit is Jesus se broer gewees. En hy het hierdie een hoofstuk geskryf. Nou, ek wil vir julle sê, baie keer dan kom mense dan vra hulle, ek wonder waartoe is alles op pad een. Het julle dit al gehoor? Ek wonder waartoe is alles op pad een. Kom ek sê gou vir jou iets. Of jy nou 'n gelowige is, en of jy nou 'n ongelowige is, almal gaan eindig by Jesus Christus. Want almal moet eendag voor Jesus Christus verskyn. My vraag is, wat doen jy? Het jy jou lewe al vir die Here gegee? Is jou saak met God reg? Net jy in jou hart weet of jy 'n verhouding met die Here het. En as jy 'n verhouding het, moet ons begeer om 'n dieper verhouding met die Here te hê. Ek dink dit is belangrik om 'n dieper verhouding met die Here te hê. Want prys die Here. Ons sakkie, ons het 'n toekoms as kinders van die Here. Ons weet waartoe ons gaan. Weet, ek dink een van die dinge wat die ergste is in jou lewe is onsekerheid. Maar weet, as ek my lewe vir die Here gegee het, hoef ek nie te wonder of ek 'n kind van die Here is nie. Ek weet, want ek het my sondes bely. Baie keer as jy vir iemand vra, gaan jy hemel toe, gaan jy help en sê, nee, ek weet nie die Here weet. Dan dink ek, hallo, het jy nie geloofsekerheid nie? Jy moet mos weet jy gaan hemel toe. Jy moet nie wonder, Hannetjie gaan ek hemel toe nie. Jy moet weet jy gaan hemel toe. Want jy weet mos hoe jy leef. Hier's nog dans vir Hannetjie, sorry hoor. Ek kyk net hier, maar reageer daai nie. Hoor ek wat ek sê? Ek wil vir julle sê, hoor gou hier.
Daar's 25.000 profesieë in die Bybel, 25.000. Daar's ook net 500 wat in vervulling moet kom. Dit gee vir jou 'n idee hoe naby is die koms van Jesus Christus. Dan kom ek verduidelik vir jou van wat is die profesieë wat al reeds in vervulling gekom het. Wat al lank voor die tyd geprofeteer is, wat al reeds plaasgevind het. Daar was vertel van waar Jesus gebore gaan word. Daar was vertel dat hy uit 'n maagd gebore gaan word. Dan dink jy, uit 'n maagd, hoe word hy gebore? Dis klaar 'n wonderwerk. Dan word ook gesê dat hierdie Jesus wat gebore gaan word, gaan sonder sonde wees. Nou ons almal weet, ons almal het sonde. Wie is dit? Dit kan net die verlosser van die wêreld wees wat sonder sonde gebore gaan word. Nou ons vertel dat hy het gesterf. Nou ons vertel dat hy in 'n ryk man se graf gelê gaan word. Nou ons vertel dat hy gaan opstaan en dat hy gaan wonderwerke doen en dat hy hemel toe gaan en dat hy die verlosser van die wêreld gaan wees. En dan word vertel van hoe hy die wêreld gaan oordeel en dan word daar ook vertel hoe die aarde gaan lyk op die einde van die tyd. Weet, ek preek baie min openbaring. Ek gaan vir jou verduidelik hoekom ek preek min openbaring. Ek kan dit preek, dis nie 'n probleem nie. Die probleem is openbaring is nie vir ons Christene nie. Dis vir die mense wat agterbly. Nou mooi daar. Hy vertel, as jy dit lees, is dit verskriklik wat daar gaan gebeur. Maar hoekom moet jy bekommerd wees of worry, wat in die einde tyd gaan gebeur, is ek en jy gaan weg wees met die weggeraak. Ons worry te veel. Hoekom wil jy worry? Dis vir die mense wat agterbly, vir die lou Christene wat agterbly. Prys die Here, daar's nog genade tyd vir jou. Maar die probleem is, wanneer jy agterbly, gaan jy betaal met jou bloed. Jy gaan sterf. Jy gaan die Here nie verloon nie, maar jy gaan sterf in die Bybel. Jy gaan sterf vir sy naam. Daarom ek en jy sorg. Ek wil vir jou sê, die eindtyd is nie 'n grap. Ek wil vir jou sê, kom ons verkies eerder om weg te wees met die wegraaking as dat jy agter gaan bly. Want die Bybel sê, vreeslik gaan dit wees om te val in die hande van 'n lewendige God. Jy weet of jou hart met God reg is. Jy weet. Niemand, jy kan dit, ons kan niks vir die Here wegskeer nie. Is dit so? Ons kan niks vir die Here wegskeer nie. Kom ek sê vir jou, wat is die laaste tekens voor die eindtyd gaan plaasvind? Ons almal wil dit altyd weet. Pastoor, wat is nou die laaste tekens wat gaan plaasvind in die eindtyd? Kom ek sê vir jou, daar's 5. Nommer 1, spotters. As jy 'n kind is van die Here, weet verseker, jy gaan gespot word. Op alle vlakke van die samelewing. Of elke podium wat daar is, gaan jy as 'n kind van die Here gespot word. Wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê, as jy die Here liefhet, gaan die wêreld bilmetjie jou haat. Is dit so? Ja, hulle gaan jou haat. Het julle al gehoor party mense sê, julle sê julle Here kom, ek sien hom niks gebeur nie. Nou wanneer kom hy? Mense spot. En dis nommer 1 wat gaan plaasvind, daar gaan spotters wees in die laaste dae. Nommer 2, goddeloosheid. Hoe nader ons aan die eindtyd beweeg, hoe meer versoekings is daar. En dit gaan makliker wees om die verkeerde dinge te doen, as om die regte dinge te doen. Want versoekings, soos het lyk so lekker, dis wat die duiwel vir jou stilde. Hy maak dit vir jou so lekker. En ek wil vir jou sê, in die laaste dae, gaan jy harder moet werk om heilig te lewe. Want die Bybel sê, sonder heiligmaking gaan geen mens God sien. Streef onthou, ek het laas Sondag vir jou gesê, moenie sê jy kan nie heilig wees nie. God gaan nie vir jou sê, wees heilig as hy weet jy kan nie. Hy gaan vir jou die vermoë en die krag gee deur die werking van die Heilige Gees om heilig te kan lewe. Is dit so? Ja. Die Bybel sê, goeie mens kan God sien sonder heiligmaking nie. Nou gaan ek vir jou vertel dat die laaste 500 profesieë makliker in vervulling gaan bring. My selfoon is nou in die kerk, in die kantoor. Die selfoontjie en die tegnologie in die tyd waarin ons leef, gaan die profesieë vinniger in vervulling kom. Kom ek verduidelik vir jou, hoekom ek so sê, op die selfoon gebeur dinge vinniger, dit gebeur groter, wanneer jy op die selfoon, jy skinder op die selfoon, jy laster op die selfoon,
Dis wat jy doen op die selfoon, wat doen jy nog? Jy val ander mense aan, want hulle kan jy mos nou nie terug aanval fisies, want hulle so by mekaar is nie. So die selfoon, jare terug het jy 'n meisie afgesê, jy moes by haar wees, maar nou doen jy dit so op die selfoon. Alles is op die selfoon. Wat doen ons nog op die selfoon? Ons doen bose dinge op die selfoon. Weet wat jy ergste, ons doen dit globaal, wêreldwyd. Nou ek wil vir jou sê dat my sussie wat in Amerika bly, in Florida, my oproep na haar toe gaan vinniger deel is my oproep in Suid-Afrika wat ek doen. Net so vir interessantheid. Globaal kan jy enige iets doen op 'n selfoon hou, in die tyd waarin ons leef. En weet wat jy ergste, dit is onmiddellik en dit is permanent wat jy dit doen. En dit op 'n selfoontjie wat jy in jou hand vashou. Mense, wees versigtig wat jy sê. As jy mense seer gemaak het, hoe wen jy weer vertroue terug? Nie so maklik nie, hoor. Nie so maklik nie. Ek wil vir jou sê, dit wat in die donker plaasgevind het, word nou normaal in die laaste dae. Mense doen dit sommer nou in die lig. Mense doen dit sommer nou in die lig. Daar's geen skaamteloosheid meer. Ek hoor nou, ek was eintlik geskok geweest toe ek dit hoor, daar's nou speakersklaps en ligtimmer ook. Weet jy of julle weet wat speakersklap is? Kom ons los dit maar hier. Daar's 'n speakersklap en ligtimmer ook. Ek dink as mense, weet as jy al so ver gekom het, dan kyk as jy ver van God af. Hoor wat ek vir jou sê. Dan kyk as jy baie ver van God af. Hoor wat ek vir jou sê, wat is al nog? Die derde enetjie, derde teken is verdelings. Dis mense wat vir die Here is, dis mense wat teen die Here is. Vir die Here en teen die Here. Nommer 1, ek en jy is glo ons kom van die Here af. Stem jy saam met my? Wat glo die ander mense? Ons kom van die evolusie leer af. As jy die evolusie leer volg, dan kom jy agter jy kom van sop af. Wat die Here by jou lê. Maar in elk geval, as jy kind is van die Here, glo ons onderwerp ons aan die gesag van die Here. Die ander mense sê, nee, ons onderwerp ons aan niemand, ons glo aan niemand se gesag nie. Ons het ons eie gesag. Is dit so, beleef julle dit in die tyd waarin ons leef? Ja. Ons as kinders van die Here sê ons verskil van geslag. Daar is man en vrou. Die ander kant sê, nee, jy kan wees net wat jy wil. Relay ek sê, ek is 'n sneeuvlokkie, ek is enig aan my soort, ek is die hoop vir die wêreld, en ek is en die wêreld is so geseën om my te hê as 'n sneeuvlokkie. Sy tog vir jou, hoor. Die Here moet ons help. Party ou sê hy sê 'n helikopter, dat dit by God uitkom. Dis wat jou kop is nie lekker. Nou ek weet nog Romaantjie daar geklaar agter vir my, as ek ken maar. Hoor mooi. As kinders van die Here verskil ons van badkamers. Ons as Christene sê die mans en die vrouens is apart. En die Here het my vergewe, daai aand gesê die ons almal is in 'n badkamer. Hoe doen jy dit? En dan kom ons eers by transgender, ek nie, daar gaan nie man. Maar die wêreld is siek man. Hoor jy wat ek sê? Die wêreld is siek. En die laaste dae mense wil ek vir jou sê, as jy vir die wêreld is jy in konflik met God. Maar as jy vir God is jy in konflik weer met die wêreld. Hoor jy wat ek sê? Want dit is wat in die laaste dae gaan gebeur. Nommer 4. 'n wêreldse gesindheid. Of wêreldse mense. Wat doen wêreldse mense? Wêreldse mense is nie vir die dinge van die wêreld. Jy weet, as jy 'n kind van die Here word, dit is wonderlik om 'n kind van die Here te word, jy bedink hemelse dinge. Die wêreldse mense maak hulle kinders groot, met hulle kan doen wat hulle wil, daar's geen dissipline nie. Ek praat eers vriende vertel vir my permanent, hoe gaan dit by skool, kyk, ek sal dit dood, maar die Here moet my help. Ek is bly ek se onderwyser. Want hy sal nog praat, kyk my ma aan, sy is van die ou soort gewees, het jy sommer geklap as jy praat, jy weet jy met my ma gepraat. Nou in die kinders se skole, dan kan hulle ons nou maak wat hulle wil. Nou die Here moet my help. Die manier hoe hulle jou kinders groot maak vandag staan, hulle stem, die manier hoe hulle politiek kies. Jy weet, as dit goed gaan, as die leiers van die land korrup is, dan kies jy hulle permanent, want jy self is korrup. Want dit is hoe het is, want dit is hoe wêreldse mense is, dit is hoe hulle operei, dit is hoe dit wil hê. Maar ek en jy as kinders van die Here, voel nie tuis met dit om dit so te doen nie. So in ander woorde, die 4de een is 'n wêreldse mense, die 5de een dink ek is die ergste. En dit is om sonder God se gees te wees. Want Dawid het iets gesê wat my roer. Toe hy sondig gedoen het, hy sê, hy het vergifnis gevra, want jy sê, Here, moet tog nooit jou gees op my af wegval.
Ek wil vir jou sê, as jy sonder God se gees is, wil ek vir jou sê met jou probleem. Want die gees van God is die een wat jou lei in die waarheid. En kyk nie verkeerd my. Mense, ons moet naby die Here se voete bly. Altyd. Kom ek sê vir jou iets. As jy sonder die gees van God is dit baie maklik om met die vrees te lewe die hele tyd. En nou gaan ek jou verras, ek wil jy nie verras. Hoor mooi wat ek sê, hoe langer jy in die vrees lewe, hoe meer begin jy te beweeg na demonies toe. Jy het geweet. Maar as jy 'n kind is van die Here, het jy die Heilige Gees wat binne jou is, wat vir jou krag gee. En wanneer jy 'n kind van die Here is, dan leef jy die karakter van Jesus Christus. Wat is die karakter van Jesus Christus? Nommer 1, sal ons ken dit, liefde, vreugde, vrede, geduld. Ag, ons sukkel so bietjie met die geduld. Veral as ons so lank rye staan, nee, wil my kind. Ek moet ook sê, wil my kind, nie so een en daar kind. Jy moet ook mooi kind. Wat is daar nog? Goedheid, vriendelikheid, sagmoedigheid, getrouheid. En die laaste enetjie wat seker baie moeilik is ook vir almal wat ons moet werk daaraan, is selfbeheersing. Ek kan so vinnig kwaad raak as ou hier voor my staan, dat die Here met my hou. Dan sê my vrou, hy kan jy nie hoor, dan sê ek sal omdat hy my kan hoor vandag. Maar wat is die vrees wat intree? Verstaan julle? Ons moet altyd dink ons is in die vlees, maar ons moet in die gees begin te dink. Ons moet bid. Vir sê die Here help vir die mense dat hulle tot bekering kan kom. Onthou mense wat dinge verkeerd doen, wat sondags is, hulle is blind, hulle weet nog nie wat is die waarheid nie. Nou as jy 'n kind is van die Here en jy die Heilige Gees, verstaan die gelowiges jou glad, want omdat hulle die Gees van God het nie. Dis hoekom hulle jou nie verstaan nie. Maar wanneer jy die Heilige Gees binne in jou het, outomaties is jy lief vir die Here. Is dit so? Jy wil Bybel lees, jy wil bid, en weet wat is lekker, jy wil ander kinders van die Here ontmoet. Hoekom? Want hulle praat dieselfde taal. Dis hoekom. Onthou jy toe jy in die wêreld was, vuil grappies vertel het en gevloek het, daai goede wil jy nie meer doen nie. Maar wanneer jy die Heilige Gees in jou het, dan wil jy hierdie dinge doen wat ek nou net gesê het. 'n Kind van die Here dink anderste, hy voel anderste. Hoekom? Want die Here gee vir jou 'n nuwe hart. Hy gee vir jou 'n nuwe identiteit. Hy gee vir jou nuwe begeertes wanneer jy kind is van die Here. Jy weet, jy hou daarvan om mense te praat. Wees jy, as jy in die vlees is, neem jy slegte besluite. En dit kan baie pynlik wees om slegte besluite te neem. Baie keer dan kom mense dan sê hulle, ek wonder waar is my geld heen? Het jy al agtergekom? Dan wonder jy waar is my geld heen? Waar het my geld heen gegaan? Ons praat nou nie van julle nie. Waar het my geld heen gegaan? Kom ek sê vir jou waar het jou geld heen gegaan? Jy het te veel, amper sê ek die woord sou, maar ek het dit al gesê, jy het te veel gedrink, jy het te veel gesocial, en jy het te veel in jouself is daar, jy het geskreeu op mense, jy is gevul met bitterheid, jy is gevul met selfsugtigheid. Hoor mooi, in die laaste dae sal al meer mense spotters wees van God, as om God te loof. Dis wat in die laaste dae gaan gebeur. Nou wil ek jou iets vertel wat wonderlik is. Ek gaan nou vir jou hoop gee. Alhoewel die dinge in die wêreld erger gaan word, gaan dinge binne in jou beter word. Laat dit om te sê. Kom ek sê dit weer. Hoe erger die dinge in die wêreld gaan word, hoe beter gaan dit binne jou word. Want ons is nie in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld, en die Heilige Gees is binne in ons. Dis hoekom ons veranders is. Die dinge kan wild gaan word by ons, maar ek het die Gees van God die binne my, en dit raak al hoe beter. Ek kyk nie na my omstandighede nie. My oë is gefestig op Jesus. Hoor jy wat ek sê? My oë is gefestig op Jesus Christus. Dit is wat dit is. Jou identiteit in die laaste dae gaan 'n baie belangrike rol speel. Want jou identiteit gaan bepaal wat jy gaan doen in jou lewe. Vir kinders van die Here gaan die identiteit oor, ek moet 'n verhouding met die Here bou, baie sterk, en ek moet my wortels geanker wees in die Here. Want ek wil vir jou sê, my broer en sussie,
as jy nie geanker is in die Here met jou wortels, jy gaan jy dit nie maak nie. Jy gaan val. En ek wil 'n ander preek eendag praat oor mentorskap. Kry vir iemand wat vir jou bid. Moenie 'n lone ranger wees en dink, ek het niemand nodig in my lewe nie, jy kry mos 'n ape. Hoor mooi man, jy kan niks doen as ons nie vir mekaar bid nie. Ons moet omgee vir mekaar. Mekaar se laste dra. Dis wat kinders van die Here doen. Is dit so? Ja. Dis wat ons as kinders van die Here moet doen. Ek wil vir jou sê, ek gee vir jou gou 'n voorbeeld. Jy weet, ek is nou al 'n oupa. Wie sal 'n oupa steek op jou handjie? En 'n oupa? Dit is wel lekker om een te wees. Jy wil as jy baie kleintjies kom, jy raak simpel man, maar is lekker. Nou kom ek vertel jou hoe simpel raak ek word. Nou wanneer ek by die goeietjies kom, my kleinkinders, dan het ek hulle onvoorwaardelik lief. Hulle het niks gedoen nie, Adrie, maar ek het hulle net onvoorwaardelik lief. En nou wil ek iets vir jou sê. God se liefde vir jou is perfek en dit is suiwer. En dit is sy liefde wat hy vir jou, jy het niks nodig om te doen hier in hy bly lief vir jou. Nou kom die mooiste deel. God het jou lief in jou swaarste tye. God het jou lief in jou donkerste tye. God het jou lief wanneer dit op jou slegste tye gaan. Hoekom? Want sy hart het nog nooit verander omtrent jou. Kom ek gee vir jou 'n goeie ene. Die Here het jou so lief. Die feit dat jy hier is die feit dat God jou geskep het en het jou gemaak, want as hy jou nie lief gehad het nie, was jy nie hier nie. Dan mooi dan, want hy het jou geskep. So jy is eintlik, soos jy is 'n prinses van die Here, vir die manne is jy 'n prins van die Here. Ek en jy is hier gekoop met die bloed van Jesus Christus. Dis ek raak excited. Ek wil op en afspring, maar die ouens het my kanse al gebloed. Dis hoekom ek nie wil op en afspring nie, want dan tree. Maar hy sit nou mooi vast, so ek kan maar spring. Hoor gou mooi. Jy kry 4 soorte liefde. Eros liefde, romantiese liefde, ek hoef nou nie dit te verduidelik, jy al ken dit. Soos liefde, dit is vir liefde vir die familie. Dan kry jy filio liefde, dit is liefde vir vriende. En die laaste enetjie is die agape liefde, liefde wat God vir 'n mens het. As jy na al die liefde kyk, kan dit weggaan as gevolg van mense wat iets het die mekaar wat gebeur. Maar God se liefde, die agape liefde, gaan nooit weg. Is dit nie wonderlik nie? Dit gaan nooit weg. Al die ander liefde kan weggaan. En weet jy wat die wonderlikste, jy het nie God se liefde verdien nie, so jy kan dit ook nie verloor nie. Hy gee dit verdiend vir jou, sy liefde. Nou wil ek vir jou sê, iets wat vir my belangrik is, ek en jy moet ons voorberei vir die koms van Jesus Christus. Ek sê dit by elke begrafnis. Jy is hier op die aarde, om jouself voor te berei vir die ewigheid. Vir wat het jy gedink is hier? Jy is hier, om jouself voor te berei vir die ewigheid. Dis hoekom jy is op die aarde. Maak nie saak wat se beroep jy het, jy moet allemaal met dood gaan. Hoor jy wat ek sê? En die vraag is, waar gaan jy jou oop maak? Net jy in jou hart weet, of jou saak met God reg is of nie. Net jy weet. Jy kan nie vir die pastoor lieg, maar die Here ken jou lewe. Hy weet wie jy is, want daar's niks wat hy nie weet nie. Wat is baie belangrik in die tyd waarin ons leef? Bou jou geloof op. Ek en jy moet bid in die Gees. Wie wat is wonderlik as 'n kind van die Here? Ons kan vir die Here vra, Here, dra my laste. Here, ek het wysheid nodig. En wonder ek by myself, ek wonder wat doen die ongelowige? Vir wie kan hy vra? Want hulle het nog nie hulle lewe vir die Here gegee. Wie wat is wonderlik vir my van die woord van die Here? Hy sê, vra ek sal vir jou gee, bid en jy sal ontvang. Die Bybel sê, julle het nie omdat julle nie vra nie. Mense al is jy vir jare lank, 27, 1979, dit my lewe vir die Here gegee. Tot vandag toe, moet ek nog steeds my sondes bely. Mense, jy kan nie, as jy lank toe kind van die Here is, moet nie dink, jy is veilig nie. Elke dag moet jy jou sondes bely. Die Bybel sê, geen mens is sonder sonde. Daarom moet alles jy ook die pastoor of die doop nie, nog steeds jou sondes bely. Dit is baie belangrik. Bid in die Gees. Het jy geweet, lofprysing is deel van bid in die Gees? Deel van sing. Steek op jou handjies, daar in die stort, nee, vooral.
Maar wie, al sing jy vals, wie sing vals nie aan moet gee? As jy vals, hoor gou mooi, al sing jy vals nie, wanneer dit by die Here uitkom, klink soos 'n engeltjie wat sing vir die Here. Is dit nie wonderlik? Weet wat is lekker is as jy sing? Gewoonlik is ek sing nou heilig, ek is stupid, ek weet of ek ouer word, wat nie, maar as ek sing en dan hou ek daarvan te huil voor die Here. Partykeer het jy niks om te sê nie, jy huil maar net. Maar weet jy wat is wonderlik? Die Here ken my hart. Hy weet hoekom wil my huil. Hy weet hoekom Wynand huil. Hy weet hoekom Christa huil. Al kom daar nie woorde uit die hart uit, of uit die mond uit nie. Die Here weet hoekom jy huil. Die Bybel sê, wanneer jy bid, is dit soos wierook voor die aangesig van die Here. Dis hoekom ek sê, jy moet nooit dink, jy bid is jy bid verniet nie. Die Here weet van wanneer jy bid. Die Bybel sê, dit is soos wierook voor die aangesig van die Here, wanneer jy begin te bid. Ek sê, dit is soos goud wat jy koop by die Here. Niemand kan dit van jou al wegvat, want jy kosbare tyd met God spandeer. Dis oomblikke wat niemand van jou kan wegvat, die tyd met die Meester. Ek wil die volgende ook vir jou sê, bly in die liefde van Jesus Christus. Die Bybel sê, hy sê, alles sal ten goeie meewerk, die laaste sinnetjie is belangrik, vir die wat my liefhet. Hoor mooi, net vir die wat die Here liefhet, hoor, nie eendag ou nie. Hy sê, alles sal ten goeie meewerk vir die wat my liefhet. Nie almal nie, almal het nie die Here lief nie. Ek weet, wanneer oulik in 'n krisis is, wil ek met die Here praat, maar dit is 'n verhouding met die Here. Hoor gou wat ek sê. Ek wil nie gou dink daaraan wat ek nou vir jou gaan sê. Dink jy, vir een oomblik, dat die Here besluit in sy alwysheid, ek gaan vir hierdie vrou gaan ek mishandel, verwerkers, gaan ek kanker gee, hoor mooi, en wat gaan ek nog doen? Ek gaan vir hierdie persoon traumatiseer, gaan hy traumatiseer. Hoor mense, ek wil hier iets mooi verstaan. Ons leef in 'n gebroke wêreld. God laat baie dinge toe vir die wat my liefhet. Hoor mooi, vir die wat my liefhet. Johannes 10:10 sê wat? Die duiwel kom om te steel, te slag en te verwoes. Werk uit die kom uit. Hy sê, maar ek het gekom om vir jou lewe in oorvloed te gee. Ek wil vir jou die beste gee. Hoekom? Want ek en jy is 'n kind. Duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. Mense, as daar slegte dinge met jou gebeur, dan doen jy die volgende. Dan sê die Here, ek verstaan nie wat nou op die oomblik met my gebeur in my lewe. Dit maak glad nie vir my sin. Maar Here, ek weet een ding, ek gaan aan U vashou. Dis al wat ek kan doen. Here, ek gaan aan U vashou. Ek verstaan nie wat nou gebeur, want ek gaan aan U vashou. Want dalk later openbaar die Here aan jou hoekom hy dit toegelaat het. Maar op daai stadium wat jy nou deurgaan, kan jy niks sien. Jy sien nie die slegte. Al wat jy kan sê is, Here, ek sal aan U vashou. En ek gaan nie ophou bid, en dan kyk ek die 2 keer geleer, ek gaan aanhou bid, totdat Annetjie die lig deurbreek. Hoor wat ek sê? Ons gaan aanhou bid, totdat die lig deurbreek. Ek wil vir jou sê, wat sê die woord van die Here? Ons verstaan nie alles nie, ons verstaan ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. As ons by die Here is, gaan ons ten volle ken. Weet jy, wanneer is die ewigheid saam met die Here? Wanneer die eendag saam kom in die hemel is? Nee, die dag wanneer jy Jesus Christus ontmoet, begin jou ewige lewe. As jy Jesus Christus ontmoet, dan raak dit lekker. Dan is dit lekker om kerk toe te gaan. Die kerk moet die beste plek wees in die dorp. Of is dit die drankplek? Die kerk moet die beste plek wees in die dorp. Dan gaan ek nou vir jou verduidelik hoekom ek so sê. Is dat Judas het hierdie brief geskryf wat hy oor gehad het, die gemeente moes rein gewees het. Dis hoekom hy hierdie brief geskryf het. Nou, ek en jy het die kerk nodig. Kom ek sê dit weer vir jou. Ek en jy die kerk nodig. Weet wat het gebeur in Noag se tyd? Die mense het God gegrief met hulle boosheid. Wat doen God? Hy stuur 'n oordeel en hy stuur 'n vloek. Die tweede keer gaan hy
'n 4 stuur. Maar ons kom jy agterby, as jy nie te worry oor die 4 nie. Moet jy dit vertrou, kom jy 4 nie. Dis 'n goeie vraag daar. Hoor, mooi dat jy ons weggeef met die weg. Wie gewoon die weg help? Want ons net kyk of ons nog almal by is. Glo julle nog aan die weg help? Net so 'n paar mense. Op maandag daar eers opgeskep daar heel agter. Dis lekker om te weet ek gaan hemel toe. Die Here gaan my kom haal. Ek wil vir jou sê, die ark is die simbool van die kerk. Kom ek sê weer, die ark is die simbool van die kerk. Wanneer jy op jou donkerste tye is, waar toe gaan jy? Kerk toe. Want by die kerk, daar buitekant is, dit voel dit nie soos 'n huis nie. Maar binne die kerk voel dit soos 'n huis. Kom ek verduidelik vir jou wat ek sê. Wanneer jy by die kerk kom, nee, weet ek kan nie glo dat ek toe ek jonger was en ek niks van kerk gelyk. Nou kan ek nie genoeg kry kerk nie. Ek dink partykeer ons ek hou van sin so ook dink ons is lofprys en dan binne 'n bietjie agter. Maar hoor wat ek vir jou sê, die kerk is soos 'n familie vir my Adrie. Ons dit voel vir ons in die idee. Ons doen lofprys en ons aanbid die Here en my familie is die gemeente, dis my familie. Want jou regte familie is almal ver uit mekaar. Maar hierdie mense wat hier voor my is, hulle is my familie. As hulle en wie wat ons almal praat dieselfde taal. Dit is lekker om dan 'n kind van die Here te wees. Ons ervaar God se teenwoordigheid hierso. Ons doen lofprysing. 'n Lou kind, 'n lou Christen hou nie van kerk. Ek sê weer, 'n lou Christen hou nie van kerk nie. Hoekom nie? Want hy bely nie sy sondes. Luister vir mooi in hierdie kerk nie. Bely jy jou sondes, dan voel jy oor uitgee, druk as jy met hierdie doopwater, was al jou sonde uit, dat jy nie skuldig hoef te voel. Hoor jy wat ek sê? Bely jou sondes en kry klaar met dit, man. Hoekom wil jy vir jare met jou sondes doop? Dis onnodig, bely dit voor die Here. Hoekom is jy hier op die aarde? Jy praat nog wel vandag, hè? Hoekom is jy hier op die aarde? Om mense te vertel van Jesus. As jy lief is vir die Here, dan vertel die mense van Jesus. Kom ek sê vir jou iets wat kosbaar is. Elke een van ons wat hier so sit, is eintlik lewensredders. Maar jy moet iemand vertel van Jesus, dan is jy 'n lewensredder. Ek het iets in my, lang is ek nou in die bediening 34 jaar. Ek nou die dag gespreek, 33 jaar kan kry. In my 33 jaar, in my bediening het ek baie mense al gesien, in my kantoor verraad, baie. Ek wil iets vir jou sê, daar is Christene, wat baie vrae vra. En die vrae wat hulle vra, hulle het gedurig twyfel hulle. Weet julle van sulke Christene? Hulle twyfel gedurig. Ken jy sulke Christene? Julle weet waarvan ek praat. Hulle twyfel die hele tyd. Hulle die hele tyd struikelblokke en die hele tyd vra vir die pastoor of vir iemand. Ek sê jy moet vra, dis goed om te vra. Maar jy mense kry met baie vra oor hoe werk dit? My sussie is een van hulle. Sy sê ek kan nie na die Here toe gaan nie want ek is te fout. Ek het te veel sonde. As jy ek vra, jy verstaan nie lekker nie. Die woord van die Here sê vir my, kom net soos wat jy is. Met jou veiligheid, met jou sonde, alles. Want wanneer jy jou ingenooi het, wat gebeur dan? Dan verander alles. Want wanneer jy Jesus Christus aan jou kom, die Heilige Gees dan kom woon binne jou. Maar as jy gaan kyk na hierdie mense se agtergrond wat baie vra het, is dit gewoonlik mense wat mishandel was, vrouens wat gemolesteer was oor die algemeen, want baie mense wat baie pyn gehad het in die lewe, en hulle vra die hele tyd, hulle probeer uitfigure, hoekom ek? Waarom ek? Kom ek sê vir jou, dis net die Heilige Gees, wat diep wonde kan genees in die binnekant. Dis net die Here. Nie die pastoor nie, nie die sielkundiges nie, nie die dokters nie, maar die Heilige Gees, wat diep wonde kan genees, wat niemand van weet van jou nie. Niemand weet het, maar God weet het. Ek wil vir jou vra vanmôre, as jy een van daai Christene is, kan dit dalk wees omdat jy seer het, onthou, die een wat jou seer gemaak het en pyn gegee het, die trauma beweeg in jou lewe as gevolg van wat anders is 'n simpelheid wat hulle aan jou gedoen het. Maar as jy nie vergewe nie, gaan jy nie gesond word. Ek
vra jou mooi wat Wessel Pieterveld vandag vir jou sê. Jy moet mense vryspreek, wat hulle aan jou gedoen het. Jy gaan die hemel mis. Ons kan nie toelaat, dat iemand anderste jou uit die hemel uithou, oor wat hulle aan jou gedoen het. En almal van ons, ek het gisterand jou praat met 'n vriend van my daar, George. En hy praat vir my van iemand wat seer gekry het 25 jaar terug. Die sê my broer, jy moet jou vriend nou vandag baie ernstig opneem. Ek sê God, wat jy moet doen is, jy moet vryspreek, mense vergewe, en as jy dan 25 jaar nog steeds dieselfde voel, dan dink ek moet jy vir by God uitkom. Want as jy by God uitgekom het, dan maak jy jou laste vir jou ligter, en jy voel anderste. Hoe lang, my vraag is, mense, as jy enige probleem het, my vraag is, hoe lang wil jy nou oor die brug kom? Hoe lang wil dit jou val? Ek sê, as jy die Here vra om jou te help, sal die Here jou help, wat ook al met jou gebeur het in jou lewe. Jy kan nie vashou aan dinge wat in die verlede gebeur het nie. Ons almal wat hier sit, het 'n verlede. Almal! Maar jy moet opstaan uit die aas uit! As jy wil opstaan, baie mense wil nie. Weet, ek gaan nou volgende Sondag, ek preek vir volgende Sondag speel. Weet, volgende Sondag gaan ek vir jou vra, Jesus vra vir 'n ou, hy vra, hoor jy so, wat wil jy hê? Weet, ons vra altyd, hoor mooi wat ek sê, ons vra altyd vir die Here, wat wil jy moet ek doen? Die Here wil kom op vertrek wat hy vir jou vra, wat wil jy hê? Die Here wil hê jy moet hom geniet. Ek bedoel, as ou wat blind is, ons almal weet, ek sal sê ek wil gesond word. Jesus vra vir hom, maar wat wil jy hê? Wie sê hulle nie dalk iets anders sê? Die Here vra vir jou, wat wil jy hê? Die Here wil jou gebede beantwoord, hy wil hê jy moet hom geniet. Ons het 'n wonderlike God, hoor. Is dit so, Pieter? Kom ons staan, voor ek weer preek. Kira Basanda